Nou, sê goeiemiddag julle en baie welkom terug. Ons het nou, dit is ons tweede laaste les, dan is ons klaar met profesie. En dan gaan ons volgende jaar afspring met nuwe dinge. OK, maar voor ons begin, kom sluit net gou die oop. Dankie Hemelse Vader vir hierdie wonderlike dag dat ons saam kan wees en in vrede nog U kan aanbid. Here, ek wil U vra asseblief hierdie les wat ons nou gaan behandel. Dit is so te sê amper die klimaks van alles. Help ons Here dat ons dit sal verstaan en dat ons toekoms met U ingesluit is. Bid dit in Jesus se naam. Amen. OK. Nou goed, die 4 siklusse van Openbaring se millennium. Goed, wanneer Jesus terugkom, sal hy sy engele stuur om die gelowiges in die wolke in te haal en hemel toe te neem, met 'n reis wat basies 7 dae sal duur. Nou die gees van profesie het die aankoms in die hemel beskryf. Kom ons kyk wat sê dit. Here they stand and the finishing touch of immortality is put upon them and they go up to meet the Lord in the air. The gates of the city of God swing back upon their hinges and the nations that have kept the truth entering. There are the columns of angels on either side and the ransomed of God walked in through the cherubim and seraphim. Christ bids them welcome and puts upon them his benediction. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. What is that joy? He sees of the travail of his soul and is satisfied. So ons het nou die hele tyd het ons nou gelees en gehoor van die moord en die doodslag en van alles wat nou gaan gebeur gedurende die tyd en die verdrukking en alles. Maar waarop eindig dit? Waarop eindig dit? En dis waarna ons nou gaan kyk. Nou die wederkoms van Jesus word gevolg deur die millennium wat in Openbaring 20 vanaf vers 1 tot 21 vers 8 beskryf word. Dit is belangrik om te onthou dat die gebeure hierdie gedeelte nie in streng kronologiese volgorde is nie, maar eerder in 4 herhalende siklusse verloop, met elke herhalende siklus wat dieselfde klimaks bereik. Alhoewel daar 4 herhalende siklusse is, het elke siklus 'n ander fokuspunt of 'n ander klem wat hy het. Eerste een is in Openbaring 20 vers 1 tot 3. Die middelpunt van fokus is basies Satan en die toestand van die aarde. Die tweede een is, ons kry in Openbaring 20 vanaf vers 4 tot 10. Die middelpunt se fokus daar is die heiliges en dan die hemel. Die volgende een is dan vanaf vers 11 tot en met Openbaring 21 vers 1. En die fokus daar is die oordeel van die goddeloses. En dan die laaste gedeelte is in Openbaring 21 vers 2 tot 8. En dit wys dan na die toekomstige lewe in die heilige stad. OK, en alles wys dan na die millennium toe. Kom ons kyk gou na die heel eerste siklus. Satan en die toestand van die aarde. Nou wanneer die genade deursluit, sal God Satan toelaat om volle beheer oor die uiteindelike onboetvaardiges te hê. So al the wicked, you will have complete control, né? Op hierdie stadium sal God Satan vrye teels gee om verwoesting op hierdie aarde te saai. Kom ons kyk wat sê Ellen White writings. As Jesus moved out of the most holy place, I heard the tinkling of the bells upon his garment, and as he left, a cloud of darkness covered the inhabitants of the earth. There was then no mediator between guilty man and an offended God. While Jesus had been standing between God and guilty man, a restraint was upon the people. But when he stepped out from between man and the Father, the restraint was removed and Satan had entire control of the finally impotent. So, dit is letterlik dan hel op aarde, né? Nou aan die einde van die tyd van benoudheid sal 'n magtige engel egter uit die hemel neerdaal met 'n sleutel tot die bodemlose put
en 'n ketting in sy hand om Satan vir 1000 jaar vas te bind. Nadat sy volgelinge aan die dood verloor het, sal Satan magteloos wees. Kom ons lees gou vers 1. 20 vers 1. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Maar sê, ons moet Openbaring hierdie vers moet ons verbind met Genesis 1 vers 2. Omdat dieselfde Griekse woord gebruik word om die chaotiese toestand van die aarde voor die skepping in Genesis en dan na die 7 plaae in Openbaring te beskryf. Dis woes en leeg, nee. Kom ons lees gou vers 1. Nou daar sit ek om sommer nou in die Engels ook gesit soos wat en nou dit mooi kan beskryf. Genesis 1 vers 2 en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. The earth was without form and void and darkness was on the face of the deep and the Spirit of God was hovering over the face of the water. So daai diepte wat hulle daarvan praat is dan die abusos basies. Dis dieselfde begrip wat daar is. Nou die vertaling van die bodemlose put in Openbaring 20 vers 1 wat ons nou gelees het, nê, is nie heeltemal korrek nie. Daar is niks letterlik bodemloos aan 'n put nie. Die Griekse woord is abusos, waar die Engelse woord afgrond kry. Soos voorheen genoem, is die Griekse vertaling van die Ou Testamentiese woord diep. Dieselfde as die een wat in Openbaring dan geskryf word. Dit beteken diep. Nou goed, hierdie woord in Genesis beskryf 'n planeet in 'n wanordelike en 'n leë toestand voor die skepingsweek. In Openbaring, net voor die binding van Satan, sal die plaag van Openbaring 16 die skepping omkeer en die aarde in 'n groot mate terugbring na chaos voor die skepping. Die plaag sal die einste dinge tuister wat God dan gedurende die skepingsweek gemaak het. Ons kan basies sê dat die plaag is ontskepping. Alles gaan agteruit, nê. Ekskuus voordat ons daar gaan nou by hom uitkom. Met eerste ding is die planeet keer dan terug na duisternis toe. Die oppervlak van die aarde word mos oopgebreek. Die son, die maan en die sterre word van hul plekke af wegbeweeg. Die intense hitte van die son skroei al die plante groei. Die water van die see word in bloed verander. Al die visse sterf, al die voëls sterf en dan al die mense sterf. Sien julle die volgorde? Dis mos soos die skepping, maar dit is mos nou die teenoorgestelde van die skepping, die verwoesting van elke een van hulle. Nou die aarde is leeg, hy's wanordelik en hy's leweloos. In 'n visioen het Jeremia die toestand van hierdie aarde by die wederkoms gesien. Kom ons lees dit gou-gou. Jeremia 4 vers 23 tot 26. En ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg, ook na die hemel en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskud. En ek het gekyk en daar was geen mens nie en al die voëls van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk en die land van die tuine was 'n woestyn en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toorngloed. Nou God het egter vir Jeremia gesê dat die verwoesting van die aarde met die wederkoms nog nie die volleinde sou wees nie, né? Ons kyk gou wat sê by 27 het ek nou nie daarin nie. Hoekom het ek hom nie daarin nie? OK. In die volgende gedeelte, Jeremia 4 vers 27 het hy hom gesê dis nog nie die einde nie. In die volgende gedeelte het Jeremia die Here met 'n geroep met die koms van die wynpers gesien, met die geroep van die aardse engel, nê, met sy koms op die wynpers gesien. En toe voorspel dat diegene wat met die Here se swaard gesneuwel is, nie betreur, bymekaar gemaak of begrawe moes word nie, maar soos vullis op die grond sou wees. OK. Die klein apokalips in die boek Jesaja beskryf die verwoesting van die aarde met die wederkoms. En julle kan dit gerus gaan lees in Jesaja 24 vers 1 tot 6. Die magtige engel het Satan in die afgrond vasgeketting sodat hy nie die nasies gedurende die millennium kan beslei meer nie, nê.
Kom ons lees gou vers 2 tot 3. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwels en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in 'n afgrond verwerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. Nou goed, God sal te Satan bind op aarde wat teruggekeer het na die wanorde en leegheid voor die skepping, né? Hoe kan 'n mens op 'n planeet leef as die see en vars water almal bloed is? Die lig, die stank van die dooies het. Die planeet pikdonker is omdat God die hemelliggame uit hulle plekke uitgeskuif het en daar geen plant of dierelewe meer is nie. Die binding van die Satan beteken dat hy nie die nasies kan mislei nie. Want daar is geen nasie op die aarde mos meer oor om te mislei nie, nê? Almal is mos nou dood. Almal is op weg of hulle is dood. Maar na die millennium sal God vir Satan vir 'n kort rukkie vrylaat. Dit moet nog gesien word wat beteken hoekom Satan vrygelaat word. Ons gaan 'n bietjie daarna ook kyk. Nou die straf van Satan herinner ons aan die lot van die sondebok, nê, op die versoensdag. Die sondebok is deur 'n fikse man vasgebind en na die woestyn geneem waar dit dan geen inwoners was nie. En dan al die sondes is op hom geplaas en hy moet maar sterf van self in die woestyn. Kom ons maak gou seker daarso. Dit staan in Levitikus 16. Levitikus 16 vers 21 tot 22. En Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet op die kop van die bok lê en hy moet die op die kop van die bok lê en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. So moet die bok dan op al hulle ongeregtighede na 'n woeste land wegdra en hy moet die bok in die woestyn los. Nou goed, nou die eerste siklus wat ons nou sien nie, hy loop basies vol sirkel. Omdat dit gebeure aan die begin, gedurende en na die millennium beskryf. Vrae bly egter na die eerste uiteensetting. Sommige van die vrae is volgende. Kom ons kyk gou daarna. Wat het gedurende hierdie tydperk met die regverdiges gebeur? Was die regverdiges op die aarde of was hulle in die hemel? Wat het die regverdiges gedurende die 1000 jaar gedoen? En wat beteken dit om te bind en onbind? Wat het gebeur met die goddeloses wat by die wederkoms gesterf het? En wat het Satan die nasies na die 1000 jaar bedreig om te doen? Bedrieg om te doen? Wat sal met Satan gebeur nadat hy die nasies mislei het? So daai is die 7 vrae wat 'n mens mos nou het rondom die millennium, nê? Wat gebeur nou daar? Kom ons kyk gou verder. Kom ons kyk gou na die tweede siklus. Die heiliges dan nou in die hemel. En dit is nou vanaf vers 20 vers 4 tot 10. Die tweede 1000-jarige siklus fokus op wat met die regverdiges gebeur voor, tydens en na die millennium. Ons het nou gesien wat gebeur met die Satan, nê? Hy word vasgebind in die verwoeste aarde, nê? En dan word hy weer losgelaat. Nou wat gebeur nou met die heiliges? Die apostel Paulus het verduidelik dat die dooies in Christus eers sou opstaan en dan sal diegene wat lewe en oorbly saam met hulle in die wolke weggeruk word om die Here in die lig te kan ontmoet. Kom ons lees gemaak seker. 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17. Want die Here self sal van die hemel neerddaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Maar sy Openbaring 20 vers 6 beskryf die opstanding van die regverdiges by die wederkoms as die eerste opstanding, nê? Kom ons kyk gou vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Okay. Jesus neem dan sy volk na die Vader se huis in die hemel toe, né? Dis die volgende stap.
Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Nou gedurende die 1000 jaar sal die regverdiges 'n oordeelswerk doen en saam met Jesus regeer. Openbaring 20 vers 4. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus die 1000 jaar lank. Nou let wel, die vraag hierso is, wie gaan die regverdiges gedurende hierdie 1000 jaar oordeel? Weet julle? Die regverdiges word hierso gesê dat hulle gaan hulle gaan oordeel. Wie gaan hulle oordeel? Kom ons kyk. Dit is Dit is duidelik dat hulle nie regverdiges sal oordeel nie, né? Want hulle is reeds in die hemel. So hulle weet mos al klaar waar hulle is, so is nie nodig nie. Boonop sal hulle nie die heilige engele oordeel nie, want die heilige wesens hoef nie geoordeel te word nie. Dit beteken ongetwyfeld dat hulle Satan en sy engele sal oordeel, sowel as die goddeloses wat gedurende die 1000 jaar op die aarde gebly het. Maar 'n bitter belangrike beginsel is dat die oordeel kom God toe, né? God is die een wat oordeel oor wie gered kan word en wie nie. Nou wat is dan die doel van die oordeelsproses? Hoekom is daar dan hierdie proses? Dis basies, sê maar, Om te wys dat God regverdig is. dis 100%, dis reg. Dis basies om te sien dat God se oordeel oor die wesens regverdig was. Dat hy nie 'n bose engel tot vernietiging geoordeel het nie, en ook nie hy alles in sy vermoë gedoen het om daardie wesens te oortuig om eerder die lewe te kies nie. So sien daar, so selfs met die engele het die Here nog steeds met hulle gepleit ook, né? Die apostel Paulus het geskryf dat hy in die Korintiërs die wêreld en die engele sal oordeel. Dit is duidelik dat nie net die eindtydse martelare die oordeelswerk sal verrig nie, maar ook al die gereddes, insluitend die Korintiese kerk en die apostel Paulus. Hulle sal almal dit doen, né? Ons kyk gou-gou daar. 1 Korinte 6 vers 1 tot 3. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Dis 'n groot verantwoordelikheid, né? Die regverdiges wat in die eerste opstanding opstaan, sal nie na die 1000 jaar aan die tweede dood onderworpe wees nie. Vers 5. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Nou kan let wel hierso. Alle wesens in hierdie wêreld het 'n eerste geboorte in die lewe beleef, né? Almal. Nou wanneer die millennium begin, sal diegene wat in Christus gesterf het, opstaan tot hulle tweede lewe om nooit weer te sterf nie. Dis dan wanneer jy 'n onverganklike liggaam kry, daai een wat nie kan breek nie, daai een wat nie plooie het nie, of wat snaakse dinge het nie, né? Nou aan die ander kant sal die goddeloses na die 1000 jaar opstaan tot hulle tweede lewe. Die heiliges sal hulle oordeel dan en dan sal hulle 'n tweede dood ly. Nou hulle het nie onverganklike liggaam nie. Hulle kry nie 'n mooi liggaam nie. So met daai een wanneer jy dood gegaan het, jy kry hom weer terug. Kom ons lees gou vers 7 tot 8. Openbaring 20 vers 7 tot 8. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word
En hy sal uitgaan om die nasie te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. Okay, so dit kan 'n goeie plek wees om te verduidelik wat word bedoel met die binding en die onbinding, nê, van Satan. Nog 'n verwysing na ballingskappe in Openbaring sal ons help om die betekenis bietjie beter te verstaan. Nou gedurende die 1260 jaar, wat se tydperk is dit? Tyd van die begin met 'n middeleeue. Daar's hy. In die tyd van die middeleeue het die pausdom die mag van die konings in Europa gebruik om haar doelwitte te bereik, nê? Onthou julle dit wat die hoermos die konings gebruik het. Aan die einde van hierdie tydperk het die pausdom egter 'n dodelike wond, daar sy dodelike wond opgedoen en toe die konings van Europa hulle steen onttrek. Daar word na hierdie onttrekking van ondersteuning verwys as die pausdom wat in ballingskap ingegaan het basies, nê. Dit wil sê, toe die pausdom die steun van die konings van Europa gehaat het sy mag gehad was vry gewees om te doen wat hy wil. Hoekom? Want hy die mag van die staat gehad, nê? Dis reg. Saam met dis reg, die religieuse kant en die mag van die staat om uit te voer wat hy gehad het. Nou toe die konings haar egter nie meer ondersteun het nie, was sy vasgebind en in ballingskap. Sien julle daai konnektasie, nê? Selfde wat ons mos gesien het van die waters wat vloei en dan is ons in vervolging. As die waters opgedroog het, dan was daar nie vervolging gewees nie. Okay. Nou iets soortgelyk sal gedurende die millennium met Satan dan gebeur. Gedurende die tyd van benoudheid sal Satan vry en magtig wees omdat hy die ondersteuning van die burgerlike magte van die wêreld het om sy agenda te implementeer. Plus dan die winde word mos gelos ook, nê? Okay. Nou by die wederkoms sal Satan se magsbasis egter almal sterf. En gevolglik sal hy in ballingskap wees, nê? Met ander woorde, Satan is losgemaak wanneer sy magsbasis lewendig is. Hy is gebind wanneer sy magsbasis dood is. En hy sal weer los wees wanneer sy magsbasis dan opstaan. Ons sal kyk wanneer is dit weer. So Openbaring 20 vers 5 bevat dus die sleutel wat die binding en onbinding van Satan verduidelik. Daar is 'n treffende parallel tussen die gebeure voor en na die millennium. Voor die 1000 jaar sal God se volk in geestelike Jerusalem wees. En daarna in letterlike Jerusalem. Beide voor en na dit sal dit lyk asof alles teen diegene wat in Jerusalem is wees, nê? Die hordes van die goddeloses sal soos die sand van die see wees. Glo my, daar gaan die pad is mos nou die weg na die Here toe, nê? En min mense vind dit. Maar die ander pad is nou weer breed en baie mense loop daarop. So voor sowel as daarna sal dit lyk asof God se volk dan in gevaar is, omdat hulle so baie is. Nou beide voor en na die goddeloses sal voorberei vir die stryd teen die stad, maar die geveg vind nooit plaas nie. Julle dit geweet? Hy vind nooit plaas nie. Hulle kom, hulle wil oorlog maak, maar dit vind nooit plaas nie. Hoekom? Dis reg. Voor die 1000 jaar sal God in die hemel aan die goddelose menigtes openbaar dat die godsdienstige leiers hulle mislei het. En dieselfde sal dan daarna mos gebeur met die Satan. Beide voor en na sal die menigtes dan teen die bedrieërs draai. Die godsdienstige leiers voor en teen Satan. Hulle begin met hulle teen die godsdienstige leiers, hier heel op hierdie einde sal hulle teen Satan draai, want hulle gaan agterkom wat dit hy eintlik gedoen. Dan is dit te laat. Ongelukkig is dit vir daai mense dan klaar te laat. Nou beide voor en na die tyd sal God sy volk verlos. Mens besef eintlik nie, omdat jy dit nou nie kan sien nie, besef jy nie eintlik hoe magtig is God nie, né? En ek moes hierdie prentjie nou juist gevat. Kyk hoe groot is daai hand in vergelyking met daai mense. Dit is hoe groot God is.
Kom ons lees gou vers 9 en 10. Openbaring 20 vers 9 tot 10. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Nou goed, die tweede siklus in Openbaring is nou hierdie enetjie van Openbaring 20 vers 4 tot 10. Fokus op die rol van die heiliges aan die begin, tydens en dan in tydens die millennium, nee. Dit beteken nie dat Satan en die goddeloses nie in die tweede siklus genoem word nie, want hulle word, nee? Onthou waar Satan gedurende hierdie tydperk, hy's vasgemaak. Terwyl hy vasgemaak is die mense in die hemel. So sien julle die Here, die Bybel fokus hier op klomp verskillende gedeeltes, maar op dieselfde gebeurtenis. Maar Satan en die goddeloses word slegs genoem wanneer hulle met die regverdiges verband hou. Wanneer die tweede siklus eindig, is daar klomp verskillende vrae. Kom ons kyk wat bly nou oor. Hoe was die oordeelsproses gedurende die 1000 jaar? Waarom is diegene in die stad gered en diegene buite die stad verlore? Wat is die naam van die stad wat die goddeloses omring het? Het Satan en die goddeloses ooit die stad aangeval? Was die goddeloses ooit oortuig dat hulle verkeerd was en dat God reg was? En dan wanneer het die heiliges die stad binne gekom? Nou kom ons kyk gou na die derde siklus, die goddeloses. En dit is vanaf vers Openbaring 20 tot 21, die laaste gedeelte. Die gedeelte bevat die derde siklus van die 1000-jarige gebeurtenis, die millennium, né? Hierdie gedeelte gaan oor dieselfde terrein as die vorige twee sketse, maar die sentrale bekommernis is oor die oordeel van die goddeloses nou na die millennium. Dis nou na die 1000 jaar. Die gebeure voor, tydens en daarna kom ook agter hier in sig, want gedurende die millennium was die goddeloses. Straf, hulle is dood. Hulle is dood. Nou na die 1000 jaar lewe die res van hierdie dooies weer en Satan het sy magsbasis mos nou terug. So met ander woorde, hy is mos nou uit ballingskap uit basies, né? So die derde siklus begin met die wederkoms van Jesus net voor die millennium begin. Jesus kom sit weer op die wit troon. Kom ons kyk vir vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig en die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Nou, Openbaring 20 vers 11 is 'n parallel dan met Openbaring 6. Onthou julle Openbaring 6 van die wit troon, né? In beide sit Jesus op 'n troon en in albei trek die hemele terug soos 'n boekrol en die aarde vlug weg. Onthou julle dit? Kom ons gaan kyk gou weer, net seker te maak. Openbaring 6 vers 14 tot 17. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol was. En al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. Kom ons kyk gou na vers ekskuus, ek gaan nog aan. Ekskuus. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Sin. Lees gou vir ons vers 12. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is veroordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Nou hierdie teks beskryf die 1000-jarige oordeel van die goddeloses, né? Stem julle saam? Nou op hierdie stadium sal die regverdiges in die hemel wees, né? En die goddeloses sal almal dood wees op aarde. Sien, sal almal dood wees. Daar is die heiliges. Die apostel Paulus het geskryf dat die heiliges die wêreld sowel as Satan en sy engele sal oordeel. In die tweede siklus
het ons gesien dat oordeel toevertrou is aan diegene wat die eerste opstanding na vore gekom het, né? Openbaring 20 vers 12 beskryf hoe daardie oordeel gedurende die millennium plaasgevind het. Onthou julle. Goed, dit is duidelik dat die dooie mense nie letterlik voor God kan staan in die oordeel nie. Baie mense sê vir jou, jong, hy gaan nog voor die Here moet staan en sê wat het hy gedoen. Julle hoor ons baie mense sê so, né? Hy kan nie voor die heerlikheid van God staan en bly Ja. lewe nie. Dis korrek. Dis nog die waarheid daai ook nie. So hulle gaan nie letterlik voor die Here staan nie. Die teks sê uitdruklik dat die goddelose dooies voor God gaan staan het, dat die verslag van hulle lewe in die boeke. So, met ander woorde, dit is in die vorm van 'n boek. Waar alles wat jy gedoen het, sal in 'n boek opgeskryf staan, né? In die 4de skets sal ons 'n voorbeeld sien van die goddelose dinge in die boeke wat die goddeloses veroordeel het. Soos 'n bietjie kyk wat het hulle veroordeel. Openbaring 20 vers 13 beskryf die post-millennium opstanding van die goddeloses om die rede te sien waarom God hulle uit die stad uitgesluit het. Ons lees gou vers 13. Openbaring 20 vers 13 en die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood het die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Nou die uitdrukking opgegee en oorgelewer verwys na die opstanding van die dooies wat gedurende 1000 jaar in absentia mos geoordeel was, né? Jesaja 26 vers 19 gebruik 'n soortgelyke uitdrukking om hierdie opstanding te verwys. Kom ons kyk gou daar. U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want u dou is 'n dou van die lig en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. Okay, ons weet dat die oordeel in Openbaring vers 13, onthou julle toe ons vers 13 gelees het, né, op aarde plaasvind, omdat die goddeloses volgens verse 7 tot 9 die nuwe Jerusalem op die aarde in die millennium sal omring. Onthou julle daai prentjie wat ons gewys het, né? Nou alhoewel ons uit genade deur geloof gered word, word ons deur ons werke geoordeel omdat ons werke openbaar of ons geloof eg is. Kom ons lees gou daai vers voordat ons verder beskryf. Filippense 4 vers 3. En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met wie Clemens en my ander mede-arbeiders wie se name in die boek van die lewe geskryf is. Nou goed, in die oordeel sal die hele heelal sien dat nie net die onverbeterlike goddeloses deur hulle werke veroordeel is nie, maar ook baie wat beweer het dat hulle Jesus gevolg het en gesê het Here, Here, maar wie se lewens hulle belydenis weerspreek het. So dis hoekom dat jy volgens jou werke geoordeel gaan word, né? Ons het dit vandag gesê, Rihanna, onthou jy? Ons het gesê dat jou goeie dade en goeders wat jy het, is omdat jy vir Christus reflekteer. En dit gaan ook oor jou intensie op die einde van die dag. Nou die boek van die lewe. Okay. Nou die boek van die lewe bevat die name van die gereddes. En ons sal daarso ook sien. So dis Daniël. Daarso ook, dis die name, daarso sien ons al die name. Ekskuus dit nou waar inkom. Dis waar al die name van die gereddes, né? Dis wat die boek van die lewe bevat. En die rede waarom die boek van die lewe die post-1000-jarige oordeel na vore gebring moet word, is om die goddeloses te wys dat hulle name nie meer daarin is nie. So almal se name word daarin opgeskryf. Maar soos wat jy jou keuses deur die lewe maak, word jou naam uitgekrap. En dis hoekom die boeke geopen word. Sê maar kyk of jou naam hier is. Kom ons lees vers 15. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dis maar 'n vreeslike ding, né? Dit moet vreeslik wees as dit gebeur. Want dit is hoe alles gaan eindig. Hierdie is hoe alles gaan eindig. Die name van die verlorenes sal nie in die boek van die lewe wees nie, as gevolg van die rekord van hulle lewens wat in die boeke geskryf is. So daar gaan nog steeds rekord wees van hulle.
In die 3de siklus weet ons nog nie van daardie werke wat daardie werke was nie. Maar die 4de siklus sal sommige van hierdie sondes geopenbaar word wat die goddeloses van die boek van die lewe uitgesluit het. So is belangrik dat ons dan daarna kyk, né? Dit is merkwaardig dat God nie die goddeloses sal vernietig voordat hulle die dag in die hof gehad het en saamgestem dat God reg was om hulle uit die boek van die lewe uit te sluit. Hulle sal sien, hulle sal saamstem. Ja, selfs hulle sal. Every man's work passes in review before God. Opposite each name in the books of heaven is entered with terrible exactness. Every wrong word, né? Every selfish act. So daaroor gaan dit oor jou intensies, nie jou intensie. Every unfulfilled duty and every secret sin. Daai wat die mense nie moet sien nie. Tog die kerk moet dit tog net nie raak sien nie, né? With every artful dissembling. Heaven sent warnings of reproofs, neglected, wasted moments, unimproved opportunities, the influence exerted for good or for evil, with its far-reaching results, all are chronicled by the recording angel. Sien julle klein goetertjies, nie eers die groot goeters van Rachel, jy het 'n man met 'n mes doodgesteek nie, nie eers daai goetertjies nie, klein goetertjies, waarvoor jy nie reggemaak het met die Here nie, né? So, if your name is registered in the Lamb's book of life, then all will be well with you. Be ready and anxious to confess your faults and forsake them. Hoor julle, dis belangrik. That your mistakes and sins may go beforehand to judgment and be blotted out. Dis hoekom as die Here iets op jou gedagtes druk wat jy verkeerd gedoen het en jy weet dit is verkeerd, sê daar om verskoning. Want wat het ons vanoggend gesê? Jou genade deur mag dalk miskien nie 'n siekbed wees nie. Jou genade deur mag dalk miskien 'n bus wees wat jou tref. Né? So. Nadat die goddeloses hulle dag in die hof gehad het, sal God hulle in die poel van vuur werp en hulle sal die tweede dood ly. Dit is die dood wat niemand wil hê nie. Want dit is forever. Openbaring 20 vers 14 en 15 en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Nou sy Openbaring 20, hierdie wat ons nou gelees het, bereik dieselfde klimaks as wat ons in vers 8 en vers 9 gesien het, né? Daar is immers nie twee poele van vuur nie. Nadat Satan en sy engele die goddeloses en die dood en die graf in die poel van vuur verteer is, sal God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, omdat die eerste hemel en die aarde verbygegaan het. Kom ons lees vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Nou hierdie vers behoort eintlik die slotvers van hoofstuk 20 te wees. Met ander woorde, na die vernietiging van Satan, sy engele, die goddeloses, die graf en die dood, sal God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak. Net dit is basies die klimaks van wat alles daar gaan gebeur. Kortom, hierdie vers is die afsluiting van hoofstuk 20 en nie die inleiding van hoofstuk 21 nie. OK. Ons kyk wat sê Gees van profesie. The sea divides friends. It is a barrier between us and those whom we love. Our associations are broken up by the broad, fathomless ocean. In the new earth, there will be no more sea, and there shall pass there no galley with oars. In the past, many who have loved and served God have been bound by chains to their seat in galleys, completed to serve the purpose of cruel, hardened men. The Lord has looked upon their suffering in sympathy and compassion. Thank God, in the new earth, made new, there will be no fierce torrents, no engulfing ocean, no restless murmuring waves. Wat verteenwoordig see nou weer? Mense, nee. En hierso, wat sê dit ook hierso? Wat is mense sien die skepe op die dit is mos verkoop en verkopery, nee. So jy hoef nie meer jouself dood te werk of jouself brood te kan gee, kan kry nie.
Nou goed, die apostel Paulus beskryf die reiniging van die wêreld deur vuur, gevolg deur die skepping van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Kom ons kyk gou daarso. 2 Petrus 3 vers 10 tot 13. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Nee. Nou goed, nou na afsluiting van hierdie derde 1000-jarige siklus, het ons dan nou 'n paar vrae wat nou oorbly. En dan het ons nou ons laaste siklus wat ons gaan deurwerk. Kom ons skiep ons so. Ons gaan net gou aan. Wat het die regverdiges bekwam om in die stad te wees? Wat hierdie boeke bevat wat die goddeloses veroordeel, wat spesifiek sondes gewees, nê? Nee. Was die regverdiges gedurende die millennium in die hemel of op aarde? Hoe sal dit wees om in die nuwe Jerusalem te woon? So dis die vraag wat ons nou gaan antwoord. As die heiliges die 1000 jaar sal oordeel en regeer, maar die stad daal eers na die 1000 jaar neer, dan moes die heiliges gedurende die 1000 jaar in die hemel in die heilige stad gewees het. Stem julle saam? Nee. Die laaste 1000-jarige siklus sal hierdie vrae nou beantwoord. Die beloftes aan die oorwinnaars. Ons kyk hier daarna. In Openbaring 21 vers 2 begin die laaste siklus van die postmillenniale gebeure. Hierdie uiteensetting begin wanneer Johannes die nuwe Jerusalem van die hemel van die aarde sien neerdal. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Okay? Nou kom ons lees gou saam met hierdie vers Okay, ons gaan dit nie nou lees nie. Ons het dit al gelees. Openbaring 20 vers 7 tot 9 sê vir ons dat die nuwe Jerusalem op die aarde is wanneer die goddeloses dit omring, né? Dit beteken dat die nuwe Jerusalem van die hemel na die aarde toe moes neergedaal het voordat die goddeloses dit omring het. Aangesien Openbaring hierdie vers nou 21 vers 2 die geval is, vind dit kronologies voor vers 1 plaas. In die 4de siklus word die stad uiteindelik by die naam beskryf. Voorheen het Openbaring daarna verwys as die stad en die geliefde stad. Onthou julle dit, né? So hy het nog nie sy naam gekry nie. Daar's twee duidelike redes waarom ons weet dat die heiliges aan die einde van die millennium saam met die stad uit die hemel sal neerdal. Eerste een is 1 Tessalonisense 4 vers 16 en dan Johannes 14 vers 1 tot 3 sê vir ons dat Jesus sy volk hemel toe sal neem met die wederkoms. As dit die geval is, moet hulle dan na die 1000 jaar saam met die stad uit die hemel uit neerdal, né? Dis mos wat met die wederkoms met hulle gebeur het, mos opgegaan hemel toe. Die tweede een, die toestand van die aarde gedurende die millennium sou dit vir die heiliges onmoontlik maak om te oorleef. Niemand sal daar kan leef nie, né? Al die beloftes wat ons in die verse 3 tot 8 vind, is toekoms vanaf die tydstip waarna die stad uit die hemel neerdal. Met ander woorde, wanneer die harde stem hierdie beloftes maak, hierdie postmillenniale oordeel nog nie plaasgevind nie. Ook nie die vernietiging van die goddeloses nie. Die vernietiging van die goddeloses vind eers in vers 8 plaas van Openbaring 21. So, we are homeward bound. He who loved us so much as to die for us hath built us a city. The new Jerusalem is our place of rest. There will be no sadness in the city of God, no wail of sorrow, no dirge of crushed hopes and buried affections will evermore be heard. Soon the garments of heaviness will be changed for the wedding garment. Soon we shall witness the coronation of our King. Those whose lives have been hidden with Christ, those who on this earth have fought the good fight of faith, will shine forth with the Redeemer's glory in the kingdom of God.
Kom ons lees gou vers 6. Dis amper klaar. Openbaring 21 vers 6 en hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstiges sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Weereens is die werkwoorde in die toekomstige tyd neem, wat beteken dat die 1000-jarige oordeel op hierdie stadium nog nie plaasgevind het nie. En die goddeloses is nog nie vernietig nie. Nou ons kan nou vrylik uit die fontein van geestelike water drink. God se volk sal in die tyd van benoudheid letterlike dors ly. Maar in die stad sal God vir hulle letterlike vars water gee uit die rivier van die lewe wat van sy troon af uitvloei. Dit wil sê in die huidige bedeling van die Heilige Gees is die water geestelik en in die toekomstige bedeling is die water letterlik. Dieselfde geld vir die manna. Ons kan nou selfs geestelik van die manna deelneem, né? Maar daar sal vir ons om die silwertafel sit waar Jesus ons letterlik manna sal bedien. Net so kan ons nou geestelik deel hê aan die boom van die lewe. Maar dan sal ons die letterlike vrug daarvan eet. Verse 7 en 8 kontrasteer die karakter van diegene wat binne die stad met diegene wat buite die stad is. Kom ons kyk gou daarso. Openbaring 21 vers 7 tot 8. Hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Sien julle al die sondes daarsom? Sien julle die sondes? Die moordenaars, die gruwelikes, die moordenaars, hoereerders, towenaars, afgodsdienaars en leenaars. Maar nou moet 'n mens gaan verder kyk. Wat is 'n moordenaar? Wat is 'n hoereerder? Wat bedoel hulle met 'n hoereerder? Is dit die mense wat hier op die highway staan? Nee, dit is nie hulle nie. Dis mense wat met God gehoereer het, nê? Nee. En dan die towenaars en die afgodsdienaars. Ons 'n bietjie daarna kyk, ons 'n bietjie na daai dinge gaan kyk dat ons kan verstaan waarom van weg te bly. Wat is die teenoorgestelde van dit? Wat is die ander karaktereienskappe wat ons dan moet hê, nê? Nou die heel belangrikste ding van hierdie hele ding is hierdie. In order to inherit all things, we must resist and overcome sin. We have to overcome sin. Jy gaan nie daar bo in die hemel sonde oorwin nie. Jy gaan hier dit moet doen. Jy gaan dit hier moet doen. Nou Openbaring 21 vers 8 gee 'n voorbeeld van die sondes wat die goddeloses verhinder het om die stad binne te gaan, né? Julle nou gesien. Nou hoekom is daar dan 1000 jaar wat die oorwinnaars in die stad gaan bly? Wat presies gebeur gedurende daai 1000 jaar in die stad? Kom ons kyk gou daarna. Jeremia was deur Manasse mos in stukke opgekap. Onthou julle dit? En dit was die laaste ding wat Jeremia onthou. So as Jeremia in die hemel moet loop en hy sien vir Manasse raak, wat gaan hy doen? Hy gaan skrik, né? Hy gaan wonder hoekom is hy daar? Net so gaan ons mense in die hemel sien wat jy gedink het, "Sjoe, hy hoort nie in die hemel nie. Hy het so geleef en hy het so geleef." Maar jy het nie daai defining oomblik in sy lewe raak gesien nie. En dis een van die dinge wat die Here jou gaan wys. Jy sê, hoorie, so weet jy hoekom is Hitler hier? Kom ek wys jou. So vir argumente onthou nou, né? Selfe ding soos Jeremia, hy gaan na die Here toe gaan sê, hoorie, wat doen daai man daar? Hy maak dan mense dood. Ek verstaan nou nie meer nie. Dan gaan die Here dit vir hom wys oor wat daar gebeur het. Of as jy in die strate loop en jy soek na jou kind. En jy verstaan maar hoekom is my kind nie daar nie? Waar is my man? Waar is my vrou? Waar is my ma? Waar is my pa? Hoekom is hulle nie daar nie? Dan gaan die Here dit vir jou wys. Gaan hy die boek oopmaak op jou sê, kom sit hier sodat ek jou wys hoekom is daai persoon hier nie. So daar's ons dit dat Jesus gaan vir jou wys en hy gaan jou troos. En wat het hy gesê gaan hy doen? Hy gaan al die trane van jou oë afvee. So daai hartseer wat jy gaan hê met jou ma of jou kind of wie ook al nie daar is nie, hy sal die trane afvee. En dit sal nooit weer sal jy trane hoef te stop nie. OK. Jasper, sê jy vir ons afsluit asseblief. Ons het nie 'n mic nie. Ek weet nie
Oom vir ons afsluit. Baie dankie. Die wat U vir ons openbaar het in Openbaring. Ons is so dankbaar o Here om te geleer het uit die millennium oor die 1000 jaar wat voor dit gebeur en tydens en na dit gebeur. O Here, o Heilige Gees, help ons asseblief, Here, om voor die genade deur te sluit, die regte besluite te neem in ons lewe, sodat dit net sal strek tot eer en verheerliking van driemaal Heilige Naam. Wees dan die res van die dag met ons, o Here, en die week, en o Here, ons sien so uit daarna om volgende Sabbat weer met U te verkeer. Om Jesus Christus ontwil. Amen. Dankie. Dankie julle. Julle was mooi soet.